Hy sê vir ons in die woord vir die Here, en Petrus sê, manne, julle moet in liefde met julle vroue saamleef. Hy sê, sodat julle gebede nie verhinder kan word. Hoekom dink julle val die duiwel huwelike aan? Dis een van die eerste plekke waar hy sal aanvalle loods. En om verdeeldheid te saai tussen man en vrou. En hy wil skeiding bring tussen man en vrou. Hoekom? Hoekom bring hy dinge in soos egbreek? Hoekom veroorsaak hy dinge soos welis? Hoekom veroorsaak hy dinge soos buiteegtelike verhoudings? Onthou nou, jy val daarin. Dis nie aspres, dis nie per ongeluk nie. Dis nie per ongeluk gedoen nie. Dis aspres, jy het 'n keuse gehad. Maar hoekom dink jy bring hy die versoekings op jou pad? Onthou nou, hy bring versoekings. Hy bring stryd. Hy bring tweedrag. Hy veroorsaak stres in 'n huwelik in alle opsigte, nie net in daai opsig nie. Hy saai verdeeldheid in huwelike. Rondom dit in finansies in 'n huwelik. Huweliksake, hy bring versoekings, hy bring stryd. Hy bring argumentering, hy bring twis. Hy veroorsaak situasies waarin ons val. Want ons het vrye wil en vrye keuse. Of ek gaan toelaat dat ek hier verval. As daar 'n situasie is waaroor ek en my vrou 'n argument moet hê of stry of my man moet, nie my man nie, haar man, ek praat in daai verwysing man en vrou, stryd het met mekaar. Julle kan kies hoe julle daarop gaan reageer. En weet julle wat die grootste fout, en ek sien hierdie ding daagliks. Ek beloof julle daagliks. Ek werk daagliks met hierdie goed. Die stryd wat inkom, is juis om te veroorsaak dat julle dink, julle staan teenoor mekaar. En man en vrou moet besef, julle is nie in kompetisie met mekaar nie, julle is nie in stryd met mekaar nie, julle is nie teen mekaar nie, julle is veronderstel om 'n partnership te wees. Julle is 'n eenheid saam met God. Die huwelik is 'n drie-eenheid. God as die hoof van julle, die man as die hoof van die huis, en die vrou, die onderdanigheid beteken nie, sy is jou vloerlap nie, sy is jou helper. God het vir jou 'n helper gegee. Ek is eerlik met julle. Hier waar ek vandag sit, ek kan nie uit myself uitpraat, ek kan nie vir julle almal se huwelike praat nie, maar julle sal nie weet hoe verstrooid sal ek wees sonder Eileen nie. Soos vanoggend soek ek 'n broek om aan te, ek het nie geweet waar om 'n broek te kry nie. Hier in die bediening. Kom ek julle gou vertel in die bediening. Julle wat live kyk, julle wat die video gaan kyk op YouTube, weet julle wie is daar agter verantwoordelik vir al die goed? Eileen. Daai editing van die video's, wie dink julle doen dit? Wie sorg dat julle die preke kry? Sy. Die hele ding is, hy gaan tweedrag bring, hy gaan stryd bring. Hoekom? Om jou gebede te verhinder. Sodat jou koneksie met God gebreek moet wees. Daarom sal hy ook, voor ek na mense toe gaan, hou nie na die punte voor ek eers my huwelik, dan klam ek, dan gaan ek by die. Dis hoekom Paulus skryf, en dan skryf die woord van die Here vir ons, gee vir ons raad hieroor. En hoor dit sê, en dan Petrus waar hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê. Vrou, julle moet julle mans onderdanig wees, soos in die Here. Né? Dat dit God behaag. Hoekom? In 1 Korintiërs 7 dan kom en dan sê daar vanaf vers 1, hy sê met betrekking tot die dinge waaroor ek aan julle geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie, maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. So jou man is beslis nie die buurvrou se nie, en die buurvrou is beslis ook nie joune nie. En selfs die posman ook. Die man moet luister in vers 3, hy sê die man moet aan die vrou, luister hy sê, die verskuldigde welwillendheid bewys en net so ook die vrou aan die man. Dis baie hoë woorde, ons gaan dit nou mooi lees, gaan julle mooi verstaan wat hy sê. Dan sê hy, die vrou het die mag oor haar liggaam nie, maar die man, net so ook het die man die mag oor sy liggaam nie, maar die vrou. En dan vers wat ek eintlik wil praat, vers 3, hy sê, onttrek julle nie aan mekaar nie.
behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. En dan sê hy, maar dan kom hy jou so in vers 6 en sê, maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Nou wat bedoel hy nou met hierdie gedeelte? Want dit is in sulke hoë woorde. Nou dis nou byvoorbeeld waar Bybelvertalings kan inkom, wat jy nou mooier kan lees, en die Nuwe Lewe vertaling sê dit nou baie duidelik. Hoor dat ek gaan nou vir julle lees in die Nuwe Lewe vertaling. Hy sê, ek kom nou by die vraag wat julle in die brief gestel het. Ja, 'n celibaat lewe is goed. So, dis goed om celibaat te lewe. Dis nie verkeerd nie. Hy sê, maar omdat daar soveel onsedelikheid is, nou wat is dit? Hoerery. Né? As jy ongetroud is en jy slaap rond en jy wat doen jy? Hoerery. Hy sê, omdat daar soveel onsedelikheid, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. So een man, een vrou. Hy sê nie Adam en Steve nie, hy sê Adam en Eve. Die eggenoot, hoor nou hier, behoort nie sy vrou seksuele intimiteit te ontsê nie. Dit is haar reg as getroude vrou. Dis jou reg. Net so moet die vrou ook nie aan haar man hierdie intimiteit ontsê nie. Sy sê, jy mag nie sê nee nie. Met die huwelik, hoor nou hier, het die vrou medeseggenskap oor haar liggaam oorgedra aan haar man. Wat sê hy daarby? Toe jy getroud is, toe jy gesê het, dis maar alright, ja. Is my liggaam nie meer my liggaam nie, is by vrou sin. Is by vrou se liggaam nie meer haar liggaam nie, is myne. Maak het sens te sê. Jy het jou medeseggenskap opgegee. It's not mine anymore, it's yours. Ek behoort aan jou, jy behoort aan my. Boom. Hy sê, net so het die man medeseggenskap oor sy liggaam aan sy vrou oorgedra. So man, jy behoort nie aan 'n vrou nie. Julle moet mekaar dus nie van seks beroof nie, behalwe as julle ooreenkom vir 'n beperkte tyd van onthouding, dat julle meer volkome aan gebed kan toewy. Nou wat het Petrus geskryf? Julle gebede moet nie verhinder word nie. So julle moet mekaar lief hê, dat julle gebede nie verhinder moet word nie. Julle moet mekaar, julle huwelik moet so wees van aard, dat julle nie vertorend raak op mekaar, dat daar nie stryd tussen man en vrou is nie, sodat jou gebede verhinder kan word nie. Maar hy sê, daarna moet julle weer saamkom om te verhinder dat die Satan julle tot sonde verlei, omdat julle dit moeilik vind om julle self langer te beheer. Ek gee vir julle my mening hieroor, ek bedoel dit nie as 'n absolute reël nie. So wat hy hierso sê is, jy hoef nie van mekaar weg te bly as jy wil gaan vas en bid en allerlei goeters nie. Dis nie 'n wet nie. Hy sê eintlik vir jou, gaan groot. Hy sê met wedersydse ooreenstemming. Mamma, as jy sê nee en papa sê, okay, ek sê ook nee, dan is dit nee. As jy sê, nee papa, ek het 'n kopseer, dan sê papa, gaan haal die disprin. As papa sê, ek is moeg, dan sê mamma, gaan drink 'n Red Bull. Verstaan jy? Ek dink ek het daai. Nou praat ons daaroor. Nou, dit was in daai geval. So dis die eerste plek waar jy mense aanval. Is in huwelike. Hy bring verdeeldheid, hy bring argumente, hy bring stryd. Nou wil jy jou stryd vir die Here gee. En nou sê Jesus vir hulle, as iemand jou te nakom, seën hom, spreek hulle vry. Hoekom? Kyk 'n bietjie kyk gou die draad wat deurloop. Ek het eers gepraat van man en vrou, want dit is die eerste aanval waar die Satan loods, is in die huwelik, is in verhoudings. Dan daarna kom die ander dinge. Dan sal hy stryd bring tussen mense. Hy sal altyd stryd bring tussen mense. Daar gaan altyd konflik wees tussen mense. Hy gaan veroorsaak dat mense op jou pad kom wat jy mee gaan twis, wat jou gaan seermaak, wat jou gaan te nakom,
wat jou gaan indoen, wat jou in die rug gaan steek, wat jou gaan verraai, wat gaan voor jou mooi praat, maar agter jou sal hulle van jou lelik praat. Hy gaan altyd mense bring wat die waarheid verdraai. Hy gaan dit so veroorsaak. Maar nou kom Jesus, maak vir oop daar in Matteus 5. En dis die bekendste, weet julle, ek weet, ek gaan nou weer 'n rabbit hole oopmaak hierso, maar ek praat nie baie nou hier oor nie, maar ek sê nou nie, ek weet nie alles nie, ek is nie alwetend nie, maar ek het al gewens, ek kan soos Back to the Future, teruggaan in tyd. En een van die plekke, nou almal sê, ek wil die kruisiging sien, ek wil dit sien. Weet jy wat is een van my grootste begeertes? En ek weet eendag, as ons by die Here is, dink ek hoop so althans, want dan is ons nie in tyd nie, kan ek vir Jesus vra, Here, kan ek dit nie beleef? Kan iemand net 'n glimps daarvan gee? Ek wil dit graag beleef. Ek het dit al baie keer gewonder as ons in Israel kom, en ons kom in die plek van die bergpredikasie. Een van my grootste begeertes is, ek wens, ek kon daar gesit het, en net na hierdie prediking geluister het. Want Jesus het geteach, hy sê, die woord sê vir ons, Jesus het met gesag gepraat, hy het met autoriteit gepraat. Maar die manier hoe hy dit geteach het, een van my grootste begeertes sal gewees het, om net dat ek kon gesit het. En ek probeer altyd, as ons daar kom, dan sit ek daar en ek probeer dit indink. Maar I can't grasp it. Net om te gehoor het, hoe het hy hierdie geteach. En ek wil vir jou sê, Matteus 5 en 6, dit gaan julle huiswerk wees. Maar hy kom hier so in die woord van die Here. Daai heel eerste gedeelte. Kyk, gaan nou so na vers 44 toe. Matteus 5 daar vers 44. Kom ek vat dit maar van daar af, want ek moet eintlik die hele een van vers 1 af doen, maar terwille van tyd gaan ek dit nou nie doen nie. Hy sê daar Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Een van die moeilikste goed wat jy kan doen, is om jou vyand lief te hê. Hoekom moet jy jou vyand lief hê? Later skryf Paulus, hy sê, waar die Here sê, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Jy sien, jy moet onthou een ding, jy is kind van God, wat ook al iemand aan jou doen, waar woon die gees van die Here? In jou. Jy is 'n kind van God, jou gees is gekonnekteer met hom. As hulle jou te na kom, hulle kom jou ook na, hulle kom God ook te na. En God sê vir jou, weet jy wat, spreek jy vry. Jesus sê, spreek jy hulle vry. Hoekom moet jy vry spreek? Want Jesus sê, as jy nie kan vergewe nie, kan ek jou ook nie vergewe nie. Toe Jesus aan die kruis gehang het, hulle het hom daar vasgenaal aan die kruis. Hulle het hom bespot, hulle het hom sleg gesê, hulle het hom beledig, hy was naak openbaar uit mekaar geslaan, hulle het hom gespoeg, hulle het hom geterg, hulle het hom getart, hulle het hom, dis hoekom Dawid, ek besef al meer hoekom Dawid gesê het, Here, as ek moet val, dat by in u aanval, want u is genadig, ek kan by u genade vind, maar moet my net nie in die hand van mense laat val nie. Want mense kan ongenaakbaar wees, wreed wees. En toe Jesus daar so die kruis aan, wat sê hy, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het vir ons die voorbeeld gegee van dit. Toe die ergste ding wat kon gebeur met hom gebeur, het hy dit nie teen hulle gehou nie. Inteendeel het hy gebid vir hulle. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie dat dit wat hulle doen is wreed en bandeloos en ander goed. Hulle besef, ek wil vir jou sê, jou vyand mag besef, hy wil dit nakom, hy wil dit ook verwoes.
Hy wil jou afbreek, hy wil verwoesting in jou lewe saai. Ek wil vir jou een ding sê, bless hom. Seën hom, hoekom? Dat jy jou op kan kry. Hy sê, ek sê vir julle met julle vyande lief hê, seën nie wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Doen goed aan hulle. Wees goed vir hulle. Moenie kwaad vir geld nie. Moet dit nie met 'n lelike hart doen nie. Doen goed aan hulle. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Hy sê, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Weet julle wat doen ons gewoonlik? Ons bid nie vir die wie ons beledig en ons wil vervolg. Wat doen ons? Ons bid dalk maar in ander tale, maar is nie die Here se tale nie. Ons sê, Here, ons sal hulle seën met die 5voudige bediening. Is dit nie die waarheid nie? Ons wil wraak neem. Ons sal terug sleg sê. Ons sal terug beledig. Ons sal terug aanval. 'n Dominee het my hierdie ding eendag geleer en ek is in my lewe dankbaar vir hierdie woorde. Die dominee dalk nie baie ooghare vir my gehad nie, maar ek respekteer hom. Ek het respek vir hom. Ek was baie arrogant, baie eie wys. In die begin van my bediening was jy moes nou rammetjie uitnak, jy weet. En ek het by eendag aangespreek oor 'n ding. En ek was nie dit wen verkeerd met wat oor die onderwerp nie. Maar ek was 'n bietjie arrogant daaroor. En ek het al baie vir die Here gesê, Here, ek is jammer. Dit is maar wysheid sonder kennis. Dis soos ywer sonder kennis, jy weet. En jy leer deur dit. Maar dit wat hy vir my gesê het, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. En ek gebruik dit tot vandag toe nog. En ek leer dit ook vir mense. Nou die dag toevallig het ek vir een van die ouens waar by ons werk, het ek dit geleer. Sê ek, hy het vir my gesê, Inko, hoeveel ore het jy en hoeveel monde het jy? En sê, jy het 1 mond en 2 ore. Luister eers 2 keer. Laat dit eers daar vassteek, tussen jou 2 ore, voordat jy jou mond oopmaak om te praat. En weet jy wat, daai is van die wysste raad, wat ek in my lewe gekry het. Ons reageer te vinnig. Ons is te vinnig op ons perdjies. Ons wil te veel te vinnig ons battles ons self fight. Ons wil te veel te vinnig ons self regverdig. Ek is skuldig aan dit. En hier sê hy vir ons, ek sê vir julle met julle vyande lief hê. Weet julle wat is my mooi verhaal? Nou net toe ek dit lees, kom by die prentjie by op Dawid het gesê, toe hy gevlug wat hy gesê, Here, laat my lider in die hande val, nie in die hande van mense nie. Toe dink ek nou aan, toe hy in die grot was, en Saul in die grot gekom het, en Saul daar in die slaapplek het sy manskappe kom by Dawid, en sê vir hom, die Here het hom in jou hande oorgegee. En wat was Dawid se respons? Ek kan sien hoekom was Dawid 'n man na God se hart. Luister my, Dawid was alles behalwe 'n engeltjie. Hy was 'n egbreker, hy het moord gepleeg, hy het 'n reputasie gehad, okay? Maar ek kan sien hoekom was hy 'n man na God se hart. Hulle kom na hom toe en dit lyk so. Dawid, hierdie ou vir wie jy vlug, jou vyand wat jy wil doodmaak, hierdie ou wat jou lewe soek, hierdie ou wat jy wil kom doodmaak, ek meen Saul los alles en hy gaan jag, letterlik jag vir Dawid. So wat jy 'n bok sal jag, gaan jag hy vir Dawid om hom dood te maak. En hier is hulle die aand daar in 'n grot. En
daar is Saul hulle in die grot. En Saul weet nie, Dawid is in die grot nie. En hulle is heel gechill. En hy raak daar in die slaap, rustig. Want hy het met sy manskappe om hom. Min wetende. En Dawid se manne kom en sê, sekerlik het die Here hom in jou hande vir jou oorgegee. Dit lyk so. Dawid, nou is jou kans. Hier is jou vyand in jou midde. Hy is onbewus van jou. Jy kan hom nou doodslaan. En jou probleme is opgelos. En hy is uit jou lewe uit. En let's face it, dit lyk na 'n logiese oplossing. Half het, as hy vir Saul daar uitgehaal het, problem solved. Wat sê Dawid? Hoe kan ek my hande slaan aan 'n man wat 'n gesalfde van die Here is? Hoe kan ek dit doen? Die wraak kom my nie toe nie. Hy wil my vernietig, hy wil my verwoes. Die wraak kom my nie toe nie. Ek kan nie my hand aan hom slaan nie. Wie sê vir jou? Die Here. Hy het 'n ander keer dit gesê, toe hulle hom gevloek het. Of 'n man het hom vervloek en goeders, toe sê hulle, ja, terugvervloek, toe sê, wie sê vir jou, okay, hy het dan nie in daai konteks bedoel dat God hom nou so vervloek het, maar hy het gesê, wie sê vir jou, die Here het nie vir hom gesê, moet dit doen nie. Hoekom moet ek wraak sigtig wees? Hoekom moet ek terug seermaak? Hoekom wil ons mekaar altyd terug seermaak? Hoekom wil ons mekaar altyd terug sleg sê? Hoekom wil ons mekaar altyd terug kry? Terugfight, mekaar uithaal. Ja, maar jy het dit en dit en dit gedoen. En omdat jy dit aan my gedoen het, gaan ek dit in jou terug doen. En weet jy wat het Dawid gedoen? Gaan lees daai verhaal. Jy gaan 'n bietjie baie huiswerk kry. Hy vat en hy sny die punt van sy mantel af. En die volgende dag toe Saul uit die grot kom, toe kom Dawid uit met die stuk in sy hand. En hy wys hom, hy sê, Saul, die Here het jou in my hande oorgegee. Ek kon jou gevat het, maar ek het nie. Ek is nie jou vyand nie. Jy weet, hy gaan ver, hy sê, doen goed doen goed aan die wat julle haat. Hoe baie mense haat jou? Ok, ek gaan nie eens 'n lysie maak van myne nie. As ek moet vir eerlikwaar sê, I feel so loved when I see them. En ek is seker een van die mees gehaatste persone wat daar is. As jy my haat, go for it. Go for it. As dit is wat jy wil doen, go for it. As jy my verwoes, go for it. As dit is wat jou behaag doen het. Ek praat nie van myself, ek gebruik my as 'n voorbeeld. Loor dat ek vir jou sê. Ek gaan dit jou nie terug doen nie. Hoekom wil ons dit met mekaar doen? Die mense wat jou haat, die mense wat kwaad teen jou beplan, die mense wat jou wil verwoes, die mense wat uitgaan om jou lewe te vernietig. Hoekom moet ek dit dan terug doen? Hy sê, doen goed aan hulle wie jou haat. Hy sê, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Bid vir die wie julle beledig en julle vervolg. Bid vir hulle. Hulle wat jou wil vernietig, hulle wat sleg praat van jou, hulle wat van jou skinder, van wie van julle word jy geskinder nie? Ek wil vir jou nou sê, trust you me. Jy kan, 'n persoon kan voor jou staan. Ek het jou so lief, jy is die beste ding in my lewe. En dan net by die volgende persoon, naai op.
Hy sê, bid vir die wie julle beledig. Bid vir hulle. Vir die kinders, as hulle jou boelie. Weet wat doen jy? As jy 'n boelie van jou nek af wil kry, bid vir hom elke keer. Maar ek wil vir die kinders nou raad gee, as jy in die skool geboelie word, weet jy wat doen jy? Gaan hulle toe en sê van, as jy wil boelie, kom gee so. Ja? Kan ek vir jou bid? Kan ek hand op jou lê? Here, moenie bid dat die Here weerlig uit die hemel uitstuur nie. Dis mos dis mos Johannes hulle en Jakobus wat kos by Jesus mos. Here, ons bid dat daar weerlig uit die hemel kom om hulle te vertel. Die Here sê nee. Nee. Dit raak 'n bietjie rof. Okay, raak 'n bietjie vir ons rustig. Né? Bid net, Here, hierdie persoon wat my wil te nakom, hierdie boelie. Kinders, luister nou mooi. Jy word geboelie in die skool. Ek wil vir jou sê, weet jy kom boelie mense? Omdat hulle seer het. Omdat hulle issues het. Jy is nie die issue nie, hulle is die issue. Hulle het persoonlike issues. Hulle het 'n lae selfbeeld. Hulle het daai ding. Weet jy vir hulle, sê vir kom hierso. Nie om lelik te wees nie, nie om spyfel wees nie, om sarkasties te wees nie. Met 'n opregte hart. Kom hierso. Kan ek vir jou bid? Weet jy wat bid jy vir hulle? Here, hierdie seer wat hierdie persoon het. Hierdie verwerping, hierdie lae selfbeeld. Here, ek bid dat hulle U sal ontmoet in hierdie stryd wat hulle veg. Dit laat hulle beter voel om my te na te kom. Ek vat dit. Ek vat dit. Maar ek vra U, Here, draai dit om in 'n seën vir hulle. Maak hulle vry van hulle pyn. Maak hulle vry van hulle lae selfbeeld. Maak hulle vry van hulle stryd. Dis dieselfde mense wat van jou skil, mense wat van jou sleg praat, mense wat jou haat. Spreek hulle vry. Weet jy wat? Hoekom? Sodat jou gebede nie verhinder moet word nie. Sodat jy 'n oop kanaal kan wees vir die Here. Die Here sê vir jou doen dit, want weet jy wat? God is meer besorgd oor jou verhouding met hom, as oor wat ander mense aan jou doen. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Dis nie dat God hulle ignoreer nie. Dis nie dat God dit nie raak sien nie. God sien raak waar jy te nagekom word. God sien dit, God weet van dit, God is bewus daarvan. Hoeveel hare is op jou kop? Los my bles uit, ek praat van jou kop, wat nie 'n bles het nie. Maar, hoeveel hare is op jou kop? God weet van elke haar, hy weet presies. Nie een haar sal van die hoof afval, en God is nie bewus daarvan nie. Hy ken die sterre. Ek het nou die aand op die een live uitsending, het ek genoem, te sê ek, en iemand in die comments, doen het toch, het gaan op YouTube, gaan kyk net vir my die links van dit. Dis Indescribable, van Louis Giglio, en How Great Is Our God. Dis die 2 video's. Die eerste is Indescribable, die tweede is How Great Is Our God. As iemand dit nie kan doen, dan gaan ek het soek en gaan ek het post. Ek raai enige iemand aan om uit die video's te gaan kyk. As jy verstaan hoe groot ons heelal is, ek beloof jou, ek voel so groot, nog kleiner. Ek lag op een stadium wat Louis afhak in die video en hy sê, Louis, you are saying, Louis, you're making me feel small. I say, no, I'm not trying to make you feel small. I'm trying to tell you, you are small. Nee? God ken elke ster by die naam. Hy hou die hele heelal in sy hand. Dis hoe groot en almagtig God is. Ons kan nie eers in ons leeftyd, ons het nog nie eers toerusting om eers, ons weet eers hoe groot is die heelal nie. Maar God hou dit in die holtes van sy hand. Maar tog, die kleinste muurtjie, die kleinste selletjie in jou liggaam, het jy al gaan sien onder 'n mikroskoop hoe lyk 'n sel, hoe lyk 'n virus? Het jy al gesien hoe kompleks, ek weet nie of julle dit al, as jy 'n bietjie gaan swat, hoe lyk, dit is goed as wat ek moes geswat het, maar hoe kompleks is 'n virus?
Dit lyk letterlik soos 'n meganiese engine. Hoe daai letterlik, gaan kyk 'n bietjie, hoe daai ding aan mekaar gesit is. Hoe daai ding, en dit is mikroskopies atomies klein. En dit is kompleks, dit is so kompleks. Hoe daai ding aan mekaar gesit is. En God het dit geskep. En weet jy wat is vir my, die punt wat ek eintlik hierby wil maak is, daai groot en almagtige God, en selfs die kleinste detailtjie, atoom in hierdie heelal, is hy bewus van en het hy geskep. En hy's bewus van jou, en hy ken jou, en hy gee om oor jou. En hy sê vir jou, weet jy wat, jy was vir my so kosbaar. Jy wonder, Here, in hierdie heelal, met al hierdie, hoeveel biljoen mense. Here, wie is ek? Ek weet nie of jy al in 'n crowd gestaan het van 'n paar duisend mense. En jy staan daar en jy voel, Here, niemand sien my eers raak nie. En dan moet jy weet, imagine nou nog in hierdie heelal. Here, ek is niks, as ek kyk na ander mense, daar's so baie mense wat u aanbid. Hierdie ding, ek like dit om breinvries te kry, om te dink, hoe groot God is, dat ek my brein seize amper. Nou, imagine jouself, ek kan nie eers 200 WhatsApps op 'n slag of op 'n dag hanteer nie. Wat nog gepraat van, hoeveel biljoen is die populasie nou in die wêreld? 9 biljoen, daar rond. Paar jaar terug was hy maar 7, nog 'n paar jaar terug 6, so die gaan 'n vermeerder storieetjie werk. Maar in elk geval, veral na COVID. Maar, om te dink, jy kan nie eers 9 biljoen in jou gees of in jou verstand eers by mekaar sit nie. Daar's te veel nulletjies. En dis te groot om dit in perspektief te moet plaas. Ek wens ek kan 'n skaal kry wat dit kan verduidelik, of iemand wat 'n prentjie kan kry op Google sal 'n ou seker kan kry. Wat jy net 'n prentjie kan kry wat kan verduidelik hoe groot is die skaal van 1 miljoen teenoor 1 biljoen, teenoor 1 triljoen, teenoor dat jy die skaal verstaan daarvan. En uit al daai mense uit op hierdie heelal, dan voel jy, Here, hoe kan u my hoor? Ek het dit al baie gewonder. Here, hoe kan u my hoor? Here, hoor u my ooit? Here, hoekom, wat is, ek voel, ek kom na u toe met my probleme, na u toe met my stryd. Daar is 9 biljoen ander mense wat erger goeders deurgaan as wat ek gaan. Daar's 9 biljoen ander mense wat meer belangriker eintlik is as wat ek is. Wat ernstiger sake het as wat ek het. Weet jy wat, ons lewe in ons eie wêreldjie, ons lewe in ons eie kokonnetjie. En ons dink die wêreld draai om ons. En as ons bietjie uit ons kokonnetjie uitklim, en ons kyk in die res van die wêreld aan buitekant, dan lyk my stryd en my probleem wat ek face teenoor baie ander mense so klein, so sinneloos. Vir my is dit hierdie massiewe berg. Ek gaan nou deur 'n stryd wat ek vir geen mens toewennis nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit deurkom nie, ek weet net saam met wie gaan ek dit deurkom. Julle verstaan wat ek sê. Maar dan kyk ek vanmôre, staan nie 'n tree terug. En dan kyk jy, dan sien jy, daar is mense wat vandag langs 'n sterfbed staan. Daar's iemand wat vandag
struggle met 'n siekte wat hulle lewe steel, wat hulle in pyn het elke dag. Daar is iemand wat vandag nie eers 'n bord kos het om te eet nie. Daar is iemand wat vandag, wat nou net, terwyl ek met jou praat, nuus ontvang het van 'n geliefde wat gesterf het. Soos dit my vingers klap, elke sekonde, sterf daar iemand in die wêreld. En ek kom uit my kokonnetjie uit en ek kyk, Here, daar so baie ander. Nou dan voel ek, Here, hoe kan ek hier kom pla met my strydjie wat ek fight? In vergelyking met hulle stryd, is myne niks. En weet jy wat, dis wat die vyand wil hê? Hy wil hê, jy moet wegbly van God af. Maar hier kom die ding, hierdie almagtige, groot, heilige, lewende God, sê vandag vir jou, ek het jou geskep. Nog voordat jy bestaan het ek jou by die naam geroep. Jy lewe vir 'n rede omdat ek jou in die lewe geroep het. Gaan lees in Jesaja. Here, hoekom is ek ooit gebore? Here, hoekom moet ek hier wees? Die Here sê vir jou, nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is, het ek jou by jou naam geken. En ek ken elke haar op jou hoof. Elke mens wat ooit geleef het. Elke, in die hele geskiedenis, van Adam af, ek glo nie in 'n pre-Adamite rebellie nie, van Adam af, tot nou toe, triljoene mense. God het elkeen geken. Ander dag stap ek in 'n begrafplaas, ek het 'n video daarvan gemaak, gereed vir lewe, maar nie vir die dood, jare terug. Hy is nog op YouTube, gaan kyk het bietjie, ek dink dis een van die video's, die weirdste een van alles, die video's op my YouTube kanaal wat die meeste views het, is oor die ou apostelkerk. Pleks gaan kyk hulle die bekeringsvideo, maar in elk geval, maar, nou, die dag, ek sal dit nooit vergeet nie, ek het nie, dis soos nou vandag, ek preek vandag, dan soos wat die Gees van die Here my, dit op my hart lê, en ek voel iemand moet dit hoor vandag. Ek stap die dag daar die begrafplaas, en ek weet nie wat gaan ek preek nie, en ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, ek het niks voorberei, ek het nie die kamera gevat, en ek het gesê, daar gaat ons. Ek stap daar in 'n ry grafte, maar dit is ou grafte, dit kom nog van die Boereoorlog af. Maar daar is die grafstene op hier, daar is niks. Dit is net 'n hoopie klippe. En ek dink ek het dit in die video genoem. En ek het daar op die klippe gestaan, en terwyl ek op die klippe kyk, toe dink ek by myself, ek sê, ek wonder wie is hier begrawe, want elke grafsteen vertel 'n storie. Vertel wie die persoon was, het 'n naam op, het dit. Maar hier is nou 'n vergete hoopie klippe hier in die hoekie, wat niemand van weet nie, as jy stap af by, jy kom eens agter, is 'n graf nie. Iemand is daar begrawe, honderde jare terug. Jy weet eens wie dit is nie, weet niks die persoon af nie, is lankal vergete, daar is geen rekord van daai persoon daar nie. En ek sit so en ek wonder, en ek dink myself, ek wonder wie is die persoon, die Here antwoord in my gees. Hierdie persoon is lankal vergete vir die wêreld. Maar ek ken hierdie persoon by die naam. Nog voordat hulle gebore is, het ek hulle by die naam geroep. Hulle lewe is in my hand. Hulle geboorte, hulle sterfte. Hulle lewe, wie hulle was, hulle probleme, hulle stryd, hulle alles. Ek weet van hulle. Ek weet van, onthou, God is nie in tyd nie. Onthou, God is nie in tyd nie. Hy is verlede, hede en toekomstig. Hy sê, ek weet wie is dit. Ek ken hom by die naam. Ek
Ek weet hoeveel hare is op sy kop. Ek weet alles van hom. Vir die wêreld was hy vergete. Vir God was hy belangrik. En weet jy wat sê die woord van die Here? Hoe belangrik jy vir hom was. God het jou so lief gehad. Vir jou. Vat jou naam. Hy het jou so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat as jy in hom glo, en aan hom vashou, jy nie verlore kan gaan nie, want God wil jou by hom hê. Think about that. God wil jou by hom hê. Wat dink jy wat wil die vyand van jou wegvat? Ek wil vanaf jou sê, jy is kosbaar vir God. God ken jou, hy sien jou, hy weet van jou, hy weet van elke stryd, hy weet van elke las, hy weet van elke tekortkoming, hy weet van elke traan wat jy gestort het, hy weet van elke pyn, hy weet van elke bekommernis, hy weet van elke stryd, hy is bewus van alles. Hoekom? Want sy gees woon in jou. En God is so almagtig. Jy kan staan en dink, Here, in hierdie biljoene mense in hierdie wêreld, hoe hoor U my? Dit is hoekom ons die Heilige Gees ontvang het. Want ons gees en die Heilige Gees en God se Gees is verseël met mekaar. We are one. Ek kan one-to-one met my Vader praat. Ek kan one-to-one hom toe gaan enige tyd. Hy hoor my, hy sien my. Weet jy wat, al bid die hele wêreld gelyktydig, raai wat? Hy hoor elkeen individueel. Think about that. Hy maak kontak en is alomteenwoordig en all present in elke liewe persoon persoonlik. Because the veil was torn. Want die voorhangsel het geskeur. En Jesus het gesê, dit is volbring. En dit is hoekom hy aan 'n kruis gesterf het. En weet jy wat? Dis wat die vyand van jou wil wegsteel. Dis hoekom hy vir jou sê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dis hoekom hy wil hê, jou gebede moet verhinder word. Dis hoekom hy wil hê, jy moet wraaksugtig wees. Dis hoekom hy wil hê, jy moet ook kwaad met kwaad vergeld. Jou mond moet soos 'n speaker gaan. So. Dis hoekom hy wil hê, daar moet vyandskap wees tussen man en vrou. Dis hoekom hy huwelike wil verwoes. Dis hoekom hy jou finansies wil verwoes. Dis hoekom hy jou wil verwoes. Hy wil hê, jy moet in stryd kom met God. Hy wil hê, jy moet God bevraagteken. Hy wil hê, jy moet begin opstaan en rebelleer en vra, waar is die Here? Hoekom die Here? Hy wil hê, jy moet in vyandskap kom. Hy sê, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wie julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hy sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op die regverdige en onregverdiges. Jy sien, God se goedheid bepaal nie of hy jou lief het of nie. Sy liefde het niks daarmee te doen nie. Wat ek daarmee bedoel is, sy goedheid, sy seën. Dit wat hy hierby sê, dat hy dit laat reën oor regverdiges en onregverdiges. God se goedheid, dis genade. Dit beteken nie, as daai reën nie daar by jou val, die Here haat jou nie. Mense dink, omdat die Here jou nie verhoor nie, God het my nie lief nie, waar is die Here, hy het my verlaat. Hy het nie. Hy is elke tree met jou. Hy sê al, want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? As jy dan net lief het wie jou lief het, wat baat dit jou? Hy sê, doen die tollenaars nie ook dieselfde nie, en as julle net julle kinders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook nie? Hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. En weet jy wat is Jesus gebod? Hy sê, wat jy moet doen is, bewaar my gebooie. Wat is sy gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en wat is die tweede een? En jou naaste soos jyself.
So gaan hy aan in vers 6. Hy leer hulle om te bid. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar mot of roes nie verniel, sal nie inbreek en nie steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart wees. Niemand kan twee here dien nie. En dan kom hy daar so in hoofstuk 6, daar in vers 25, Matteus 6 vers 25, en sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Hy vra, is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie. Ek wil vir jou sê, is die lewe nie meer as al die stryd, en al die negativiteit, en al die slegte dinge wat ek en jy beleef nie. Weet jy, in 'n ander gedeelte dan kom Jesus, en hy sê vir hulle, toe hy hulle geleer het, hy sê, as hulle 1 myl van jou afdwing, loop 2 maal met hom saam. Wat het hy daarby bedoel? Ek het dit al verduidelik in die verlede. Die Romeine het 'n wet gehad. Onthou, die Jode was onder Romeinse slawerny gewees. En hulle het 'n wet gehad dat 'n Romeinse soldaat kon enige Jood gevat het en hom gedwing het, as hulle byvoorbeeld goeders moes vervoer. Hulle kon hulle gebruik het as pakdonkies, basically. Hulle moes hulle goeders gedra het. Hulle onthou, daai ouens het skilde gedra en wapens en al die goed. Hulle kon hulle goed gedra het, maar hulle wet het gesê, hulle mag dit net vir 'n myl doen. Net vir 1,6 kilometer buite kan die stad, dan buite kan die stadsmure, hulle radius. Dan moet hulle terugstuur. Nou sê Jesus, as hulle 1 myl van die afdwing, loop met hulle 2 myl saam. Wat sê hy vir jou? Moet dit nie sien as 'n las nie. As mense jou wil te nakom, moet dit nie sien as 'n las nie. Weet jy wat doen jy? Sien dit as 'n seën van die Here. Doen alles asof jy dit vir die Here doen. Hy sê, as hulle 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl met hulle saam. Vrywillig. Want hoekom jy doen dit vir my? Ek sien raak wat hulle doen. Ek sal vergeld. Hulle gaan teenoor my rekenskap gee. Jy het nie nodig om vir hulle te sê, God slaap nie. Jy het nie nodig om dit vir hulle te sê nie. Jy het nie nodig om vir hulle te sê, o, die Here gaan jou kry. Jy hoef nie. Die Here sê vir jou, jy spreek hulle vry. Hy sê, as hulle jou bokleed van jou afwys, gee sommer die onderkleed ook. Wel, as jy dit wil vat, mens, vat sommer alles. Wat wil ek vir jou sê? Want Jesus sê vir jou, kom vry van hierdie goed, dat jy 'n oop kanaal kan wees. Ek wil vir jou sê, jy weet, daar is dinge in jou lewe, wat tussen jou en God is, wat jy aan vashou, wat jy eintlik moet laat gaan. Jy moet laat gaan, want dis al wat jy waarlik vry sal wees. Jy sal vry wees, as jy doen wat Jesus sê, want hoekom wil Jesus jou vry maak? Jy sal vry, hy sê, wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. Hoekom wil God jou vry maak? Hoekom wil God hê, jy moet jou laste vry maak? Hy sê, selfs al kos het jou lewe, selfs al beledig hulle jou, selfs al beplan hulle onheil teen jou, selfs al draai mense, selfs al val jy in die hand van mense, selfs al vervolg hulle, selfs al vervloek hulle, selfs al boelie hulle jou, selfs al doen hulle wat. Hy sê, let it go. Seën hulle, bid vir hulle. Hoekom? Hoekom sê die Here dit? Hy wil jou vrymaak, dat daar nie iets tussen jou en hom staan nie. Want daai groot, almagtige, lewende, heilige God, wat jou by die naam geroep het nog voordat jy gebore is, wil jou by hom hê eendag. En daai ding, wat daar staan, wat daar is tussen jou en hom, gaan veroorsaak, dat jy dit mis, en God wil nie jy moet dit mis nie. Daarom sê hy vir jou, let it go. As mense jou wil telak, as mense jou wil verwoes, laat hulle. As dit hulle plesier gee, laat hulle. Seën hulle. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie skelwoord met skelwoord vergeld nie. Hy sê vir julle,
En die een gedeelte, hy sê, die ou dae is al gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hy sê, as jy op die een wang draai, slaan, sê vir hulle, draai die ander wang. En as hulle jou klaar geslaan het, wat doen jy? Be blessed. Ek seën jou, mag die Here jou red, mag die Here jou genadig wees. Ek wil vir jou gou iets vertel. En hoor my baie mooi vandag. En nou, ons gaan nou die nagmaal bedien. Ek het nie beplan wat ek vandag gaan preek nie. Ek bedien regs oor die Gees, my lyf vanmôre. Ek het ook nie eers 'n titel vir hierdie boodskap nie. Ek sal sê, kom vry. Kom vry. Maar, ek wil vir jou sê, die vyand wil jou weghaal, hy wil van jou steel. Jesus sê, let it go. Al wil hulle jou verwoes. Weet jy wat is ons geneig om te doen? Ek wil eintlik vir jou so stel. Ek dink nie ons mense besef hoe erg die hel is nie. Ek dink nie mense besef hoe erg dit is om verdoem en veroordeel te moet wees in die hel nie. En hoekom Jesus sê vir jou, bid vir jou vyand, seën hom, doen goed aan hom. Die Here wil hê, dat daardeur ook, die Here met hom kan werk, hy wil hê, jy moet 'n oop kanaal wees. Maar weet jy wat jy doen, bid vir hulle redding. Ek wil gesê, dit wat mense aan jou gedoen het, ek wil eerlik met jou vir jou vra. Mense wat jou te nagekom het, mense wat jou sleg gemaak, mense wat jou seer gemaak het, ek wil vir jou vra, dink jy regtig, dit wat hulle aan jou gedoen het, al het hulle jou fisies seer gemaak, jy mag dalk nog haat in jou hart en goeders dra en onvergifnis en bitterheid. As jy besef hoe erg die hel is en is vir 'n ewigheid, daai bietjie seer en onreg wat iemand jou aangedoen het, kom ons draai die rolle om, kom ons sit jou in daai persoon se skoene, kom ons sê, jy was die een gewees wat dit veroorsaak het aan iemand anderste. En jy brand vir ewig en vir altyd, en jy gaan vir ewig en vir altyd in die hel wees, as gevolg van daai ding wat jy aan iemand gedoen het. Hoe sou jy gevoel het daaroor? Sou jy genade wou gehad het? Sou jy genade wou gehad het? Sou jy gedink het, jy verdien dit om 'n ewigheid in die hel te brand vir 'n stupid ding wat jy gedoen het aan iemand? Nou as jy dit nie eers vir jouself wil hê nie, hoekom wil ons dan hê, en hoekom verlustig ons, en hoekom verwens ons ander mense, om in die verderf op te eindig? Hoekom hou ons grudges teen mekaar, en hoekom hou ons haat en onvergifnis en bitterheid vas teenoor mekaar, en hoekom verwens ons mense hel toe, en hoekom besef jy wat jy doen? Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Ek wil vir jou sê, niks wat aan jou al ooit gedoen is, al is dit hoe erg, verdien, dat iemand die hel moet verdien daarvoor nie. Dis waarvoor Jesus aan 'n kruis gesterf het. Juist dat hulle gered kan word, juist dat sondaars gered kan word. God sê, dit behaag hom nie. Hoe dink jy voel God se hart, wat selfs daai persoon, wat jou te nagekom het, selfs jou seer gemaak het, selfs goddeloos is, hom belaster. God ken tot daai persoon nog voor sy geboorte. Hy weet alles van hom. God voel oor daai persoon presies, soos wat hy oor jou voel. Hoor gou wat ek vandag vir jou sê. En in Esegiel, dan sê die Here vir ons, die woord vir die Here vir ons daar, ek het geen behaag. As jy Esegiel gaan oopmaak, ek het geen behaag in die een wat sterwe nie. Weet jy, ons is geneig om ons op begrafnisse, maak gou oop daarso, ek gaan dit vir jou wys. In Esegiel,
Weet jy, ons is baie keer geneig om mense te verdoem hel toe. En ons mis eintlik die hele punt. Mag op dan Jesegiel 18. Ek wil vir jou sê, niks wat iemand aan jou gedoen het, regverdig of dat hulle vir ewig in die hel moet brand, vir wie Jesus aan 'n kruis gesterf het nie. As ons rolle moet omraai net jy was, hoe sê jy gevoel het daaroor? Ek hoop julle verstaan wat ek daarby probeer, die punt wat ek probeer maak. Net soos wat God oor jou voel hy oor daai druggie op die straat. Weet jy, daai druggie wat op die straat is, dis iemand se kind. God ken daai persoon nog voor sy geboorte af. Daai persoon wat jou te nagekom het, daai persoon wat van jou gesteel, wat van jou gelief het, daai persoon wat jou geskind, daai persoon wat jou sleg behandel het, wat jou te nagekom het, jou seer gemaak het, wat van jou gesteel het, wat dalk gemoor het, wat dalk gewat het. Weet jy wat, God het hom lief. Net soos wat hy jou het. Daai persoon is in die hande van die vyand. Dis hoekom Jesus sê, bid vir hulle, seën hulle. Hoekom? Dat hulle tot inkeer kan kom. In Jesegiel 18, twee verse, vers 23, sê daarso, hoor wat sê die Here, het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Spreek die Here, hy sê, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. Vers 32 sê daar, ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here nie, bekeer julle dan in lewe. Hy het geen behaag in die een wat sterwe nie. Dit gee nie God plesier om die goddelose te laat sterwe nie. Hoekom nie? God het sy lewe gegee, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het vir hulle. Maar ek en jy vind behaag om mense te wil verdoem hel toe. Mense, onvergifnis, bitterheid, seer, bou 'n muur tussen jou en God. Ek wil vir jou sê, die stryd wat jy beleef, daai ding wat jy weet in jou lewe is, wat jy verkeerd doen, wat jy tussen jou en God staan. Ek gaan jou vandag sê, as jy guts het, en jy is regtig ernstig met die Here, moenie hierdie gebed bid. Gaan dan na Jesegiel 33 toe, ek wil vir julle dit weer 'n keer bevestig. Hy sê die mond van 2 of 3 getuies hulle woord vas bly staan. Ek gaan vir julle nog 'n getuienis gee, Jesegiel 33. Hoor dit sê hy daarso, vers 11. Nou, ook in Jesegiel, net hoofstuk 33, hoor vers 11, hoor dit sê daar, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? As jy regtig guts het, en jy is ernstig met die Here, en jy voel daar's 'n muur tussen jou en God, en jy wil daai muur afgebreek hê, en jy wil vrykom, gaan vra vir die Here, wat is dit? En die Heilige Gees gaan jou oortuig, die Heilige Gees gaan vir jou wys wat dit is, en deel daarmee. Dit is nie die moeite werd om verlore te gaan vir daai ding nie. Daai persoon wat jou te nagekom het wat jy haat, dis nie die moeite werd om verlore op te eindig met onvergifnis en bitterheid en stryd nie. Daai ding wat in jou lewe is wat nie reg is in God se oë nie. Daai goed wat jy doen wat nie reg is in God se oë nie. Daai mure wat jy bou wat nie reg is in God se oë nie. Breek dit af. Deel met dit voordat dit met jou deel. God wil nie hê dat enigiemand in Petrus, 2 Petrus 3, sal vir jou sê, so spreek die Here. En as jy wil hoor en lewe luister,
Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here, ek sal vir jou sê, so spreek die Here. Want ek gaan eendag voor God rekenskap moet gee. En ek gee nie om of ek 3 ure preek of 2 ure preek. Ek weet mense raak ongemaklik. Maar weet jy wat? You have to hear this. Somebody have to say it. En wie weet, miskien is dit vandag die Heilige Gees wat aan jou hartsteer klop en vir jou sê hy praat met jou vandag. Nie ek nie, die Heilige Gees praat met jou vandag. Jy weet, maar daar in Petrus, Petrus 3, as jy ernstig is met die Here, hou op game speel met God. Hou op game speel met God. Ek wil vanmôre vir jou sê, soos Elia vir die Baal-profete gesê het, as God regtig die God in jou lewe is, dien hom. Hou op game speel. Hou op met 2 voete die wêreld aan. Hy het vir hulle gesê, vir die Baal-profete gesê, hoe lank gaan jy nog hinker op 2 gedagtes? As God is, dien hom. As die duiwel julle God is, Baal julle God is, dien hom. As jy ek gaan nou iets radicaal sê. As jy halfhartig nog steeds die Here dien, as jy halfhartig jou lewe vir die Here gee, as jy halfhartig oorgegee het aan die Here, as jy halfhartig en jy het nog 1 voet in die wêreld, raai wat, is jy heeltemal op pad hel toe. Kom by die kruis uit. Kom by Jesus uit, hy wil jou vrymaak. Dis waarvoor hy gesterf het aan 'n kruis. Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en belas is, ek sal jou rus gee. Kom dat ek en jy die saak uitmaak. Al was jy so rooi soos skarlaken, ek sal jy wit was soos wol. Hy sê, as jy jou sondes bely, ek sal jou vergewe. Ek is getrou om dit te doen. Hoekom sê hy dit? Want hy het jou lief. Hy wil hê, jy moet by hom wees. Hy wil hê, jy moet jou lewe vir ewig en vir altyd saam met hom wees. Want hy het jou by jou naam geken. Hy het jou geken nog voor jy geboorte af. Nog voordat jy gevorm is in jou moederskoot, het hy jou by jou naam geroep. Hy het gesê, jy is 'n profeet vir die nasies. Ek het jou geroep om 'n getuie te wees vir my. Ek het jou geroep om vir my te gaan staan. Jy is myne. Maar weet jy wat? Ek en jy gooi dit weg. Hierdie is 'n mooi gedeelte wat ek gehoor het voordat ek hierdie gaan lees. Maar in 2 Petrus 3, hy sê vir ons daarso, en daarso in vers 9, hy sê die Here vertraag hierdie belofte, so sommige vertraging 8 nie. Wat se vertraging is? Hy praat van die koms van Jesus. Hoekom het Jesus nog nie gekom nie? Hy sê, maar hy is lankmoediger, ons wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis God se begeerte, dat elkeen tot bekering moet kom. Hoekom dink julle sê die Bybel, die engele juig oor elke sondaar wat hulle bekeer, want dis hulle wat elke verlore persoon in die hel moet werp. Kan jy vir jouself dink hoe moet hulle voel? Om vir iemand vir wie Jesus gesterf het, wie sy lewe gegee het om het vat, en vir 'n stupid ding in die hel te werp. Breek hy mure tussen jou en God af. Weet jy, hoe doen jy dit? Alleenlik deur genade. Here Jesus, hier is ek. Ek is jammer, vergewe my. Ek besef, ek het verkeerd gehandel. Ek besef, ek is op pad op 'n verkeerde weg. Ek besef, ek moet vryspreek. Ek besef, ek het myself te nagekom, ek het 'n muur gebou tussen ons. Ek vra u, breek hierdie muur af. Was my skoon met die kosbare bloed. Vergewe my, ek spreek vry, ek vergewe, I let go. Here, dit wat tussen my en u staan, wys my wat dit is. Dat ek daarmee deel, voordat dit met my deel. As daar ongeregtigheid in my lewe is, Here, dis wat Dawid gebid het, hy sê, toets my, Here, toets my. As daar ongeregtigheid in my lewe is, openbaar dit. Weet jy wat het die Here my na die aand geleer? Na die aand, ons het letterlik eintlik dele nag deur, het ek basically gebid oor 'n stryd, dis 'n saak waar ek is, en die Here leer my hierdie ding, en hy sê, jy fight altyd, jy het altyd iets wat jy bære, wat jy weghou van hom, wat jy fight die battle, of jy
Nee, dis nie 'n sonde. Dis nie ek praat van dis 'n baie geval is dit iets anders. Dit is 'n battle wat ek moet fight. Maar hy sê bring dit in die lig. Want hoe langer jy daai battle try fight self daar binne jou, hoe langer jy daaraan vashou, hoe langer jy dit try beskerm, hoe langer jy dit koester in jou hart hou, hoe meer het die vyand reg daaroor. Hoe meer hou hy jou gebonde, hoe meer maak hy jou oneffektief, hoe meer keer hy jou seëninge, hoe meer veroorsaak hy tot daar 'n muur bou tussen my en jou. Bring dit in die lig. Bring dit na my toe. Bring dit na my toe. Bring dit vir die Here. Here, hier is dit. Ek gee oor. Weet jy wat geregtigheid in Samuel, toe gaan lees met Samuel, sal daar soveel verse by opkom. Toe Saul 'n offer gebring het en hy moes nie, vir Samuel gewag het. Toe kom Samuel by hom en hy sê vir hom, het God behaag in brandoffers of whatever, of in gehoorsaamheid. God het meer behaag in gehoorsaamheid as in brandoffers. Gee jou lewe oor vir Jesus. As dit ooit 'n laaste preek is wat ek in my lewe moet doen vandag, want ek weet nie of dit my laaste dag kan wees nie. Wie van ons is verseker van môre? Wie van ons is verseker van vanaand? Kan ek vir jou sê, leef elke dag, elke oomblik, asof dit jou laaste is. Wat staan tussen jou en die Here? Wie staan tussen jou en die Here? Wat? Wat is in jou lewe? Wat doen jy onder die tafel? Wat doen jy agter die skerms? Wat is daar wat jou weghou van die Here af? Wat 'n muur bou? Ek wil vir jou sê, deel daarmee, voordat daai ding met jou deel. Hoe deel jy daarmee? Jy bring dit na die lig toe. Jy bring dit na Jesus toe. You let it go. You let it go. Sometimes you're gonna face consequences. Face it. God sê, ek sal saam met jou 'n battle fight. Hoekom? Want jy staan in geregtigheid. Dis wat God sê. Geregtigheid lei tot heiligmaking. Eintlik eers gehoorsaamheid lei tot geregtigheid. Jy moet eers gehoorsaam wees. Gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees. Dit lei na geregtigheid, Romeine 6. Gelees dit in Romeine 6. Dit lei na geregtigheid. En van geregtigheid af hy sê heiligmaking. En van heiligmaking die ewige lewe. God wil hê jy moet heilig wees. Hy wil nie onreinheid by jou hê nie. Hy wil hê jy moet 'n oop kanaal wees vir hom. Want hy het jou by jou naam geroep. Daar was 'n dominee gewees en hy het jare, ek ken hom nie, ek wil net vir julle sê, ek weet nie wie dit was nie, ek weet nie, dit is 'n verhaal wat dis 'n getuienis wat ek jare terug, baie jare terug gehoor het. Ek kan nie eens onthou waar ek het gehoor nie. Ek weet dit it made a lasting impression on me. En dit was hierdie dominee, hy was vir jare, het hy bedien in was hy die dominee van 'n spesifieke gemeente. En dit het toe gekom dat hy toe moet aftree. En is daar enigiemand wat nog nie 'n nagmaal ontvang het nie? As jy nog nie ontvang het nie, dan steek dit jou hand op en bring hulle vir jou. Maar die dominee het vir jare het hy bedien en hy moet toe nou aftree. En die dag met sy uittreepreek, hou hulle toe 'n nagmaaldiens. En hy, die dag is, soos wat dit moet wees, dis maar soos as daar 'n nuwe dominee of pastoor kom en die kerk vol, en as hy loop en dan kom weer, dan is die kerk weer vol. Dis altyd die kerk vol is, want hy kom en waar hy gaan. En elk geval, hy sê toe die dag besluit hy vir die laaste nagmaal wat hy gaan bedien. Hy wil graag hê die kinders met die mense in die banke bedien.
Hy gaan nie laat die mense vorentoe kom in die tafel nie. Hy sê vir die kinders, sal julle vir ons die nagmaal gaan uitdeel vir die mense in die banke. En hy roep al die kinders vorentoe. En die kinders gaan binne in. En hulle deel dit van my uit. En agter in die kerk sit daar 'n man. En 'n klein dogtertjie kom na hom toe en sê, vra oom, kan ek vir oom ook hê? En hy jak die kind so half af. En hy sê vir haar, so van, nee, ek gaan nie vandag, nee, ek kan nie vandag nie. Maar die oom, die dogtertjie vra vir hom, oom, wil hom nagmaal en sy's, en die oom is, nee, ek wil, en hy jak die kind al weg af. En sê, nee, ek gaan nie vandag nagmaal gebruik nie. En die dogtertjie het hom so gekyk en sy vir hom sê, oom, kan ek hom 'n vraag vra? En hy sê, ja. En sy sê, oom, wat is so erg in oom se lewe, dat die bloed van Jesus dit nie kan wegwas nie? En ek wil vanmôre vir jou sê, wat is so erg in jou lewe, dat die Here jou nie voor kan vergewe nie? Waarvoor sy bloed nie gevloei het nie? Wie van ons wat hier sit kan sê, ek het nog nooit foute gemaak nie? Ek het nog nooit dom besluite gemaak nie? Wie van ons kan sê, ek het nog nooit sonde gedoen nie? Wie van ons kon sê, ek is volmaak, ek het al gearrive. We're not gonna arrive alive. Vlees en bloed gaan nie die koninkryk beerwe nie. As Jesus vertoeval kom, ons gaan verheerlikte liggame hê, pap. Maar sy vra vir hy oom, wat is so erg dat die bloed van Jesus nie kan wegwas nie? En ek wil vir jou vandag sê, jy is kosbaar vir die Here. Raai wat, God hoor jou. Hy sien jou. In hierdie see van biljoene mense, hoor hy jou face to face. Al bid almal gelyktydig, is hy op daai stadium by jou, vir jou, met jou, saam met jou. Dit is my brein sees as ek dit try uitfigure. En hy sê vir jou, ek wil jou by my hê. Ek wil jou ook 'n verheerlikte liggaam hê. Ek wil jou 'n samurai maak, pappa. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Die stryd wat jy nou beleef op hierdie aarde, ek wil vir jou sê, jou siekte, jy wat met 'n siekte sit, wat met 'n stryd het met siekte, en krankheid en pyn, en lyding en seer en hartseer, en moegheid, en ek weet, dis 'n stryd, dis 'n lyding. Ek bid dat die Here jou sal krag gee, moenie moedeloos word nie. Vertrou die Here, hou vas aan hom. Hy sal jou krag gee. Jy wat sit met finansiële druk. Weet jy, dit is my interessant. Ek weet nie van, maar die besigheidsmense wat, as jy jou eie besigheid het, dit word moeiliker. Finansiële druk word swaarder. Dit word nie makliker nie. Huwelike word aangeval soos nog nooit tevore nie. Huisgesinne word uit mekaar geskeur. Armoede word groter, werkloosheid word groter, seerkry word groter. Ek wil vir jou sê, ons het 'n hoop. God sê vandag, ek sien jou raak. Moenie kyk na die omstandighede nie. Hou jou fokus op my. Kyk na die gras van die veld. Kyk na die voëls van die lug. Is die lewe nie meer werd as dit nie? Wat help dit jou om jou te kwel oor jou lewe? Jy kan eers een L by jou lewe voeg nie.
ek het so 'n spot tonnetjies ding wat ek altyd sê, wat kwel jy jou? You're not going to leave this world alive. Ons lewe so vir hierdie wêreld. Ons mis dit wat saak maak. Ek sê in die week vir Eileen, dis iets wat die Here my die laaste ruk baie leer. Maak los van die wêreld. Hoekom? He's coming soon. He's coming soon. Moenie die dinge van die wêreld lief hê nie. Moenie hierdie wêreld lief hê nie. Moenie die dinge van hierdie wêreld lief hê nie. Bou jou skat in die hemel. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Maak los met hierdie dinge. Nou, ek wou net sê dat ek vandag gedoen dat ek al weer maar dis so ek het weer short-term memory los vandag. Dis maar ek is 'n bietjie moeg, maar miskien val dit my later by. Maar ek het met haar iets gedeel, maar ek kan nie onthou wat ek wil dit nou met julle gedeel het, maar ekskuus daarvoor, is dan nie my skuld nie. Dis is daai ding van jy praat gaan en dis maar net 'n nagevolg van wat ek nog oorhou van toe ek siek was. Dit gebeur maar so once in a while. Nee, dan spaak iets weer, dan paak die spaakplek weer by. Dan kom die timing weer reg, maar op die einde van die dag wil ek vir jou sê, maak vry. Kom vry. Here sê, kyk na die voels van jou, kyk na die, ek sorg vir jou. Hy weet wat jy nodig het nog voordat jy hom vra. Kyk gou terug in jou lewe. God het jou gedra tot nou toe. And guess what? Dan sê hy, he's never failed me yet. Nee. He will never fail you. Hy is getrou. Daar's nie 'n yet nie. God is getrou. Ek wil vir jou sê, terwyl ek hierdie liedjie gaan sing, bring jou stryd na die Here toe. Maak vanmôre jou hart skoon voor die Here. Laat die bloed van Jesus jou reinig. Bring dit in die lig, breek dit, maak reg wat jy weet nie reg is in jou lewe nie. Spreek vry, vergewe. Ek het vir haar gesê in die week, een ding wat ek begin leer in die lewe, alles wat ons beleef elke dag, is 'n game. Die enigste ding wat werklik reality is in ons lewe, is eerstens God, tweedens liefde, jou naaste, jou familie, jou kinders, jou familie in Christus. Dis die enigste ding wat reël is. Die res, geld, besigheid, sorge van die lewe, skuld, die regering, al die goed, dis 'n game. Sometimes you win some, sometimes you lose some. Onthou dit, dis 'n game. Dis 'n spel. Wat 'n spel is dit? Die duiwelsin. Hy hou jou besig met die games. Hy hou jou besig met die speletjies. Dat jy dit wat werklik saak maak, moet afskeep. Dat jy werklik dit wat saak maak, dit moet mis. Dit wat werklik jy tyd aan moet spandeer. Hoeveel tyd spandeer jy in gebed en in die woord, en hoeveel tyd spandeer jy oor worries en stres? Hoeveel tyd spandeer jy in stryd? En hoeveel tyd spandeer jy in geloof? En in vertroue? Hoeveel tyd spandeer jy met die geraas van die wêreld?
Ek wil 'n preek eendag doen oor los jou selfoon en tel op jou Bybel. Ek beloof jou, mense wat jou te nagekom het, baie van hulle dink nie eers aan jou nie. Dit pla hulle nie eers nie. Dis jy wat met daai wrok loop. Dis jy wat met daai seer loop. Dis jy wat met daai muur loop. Dis jy wat met daai blokkasie sit. Let it go. Spreek vry. Seën wie jou vervloek. Bid vir hulle wie jou vervolg. Doen goed aan hulle wat aan jou kwaad doen. Ek wil vir jou sê, hoekom? Sodat jy 'n kind kan wees van jou Vader in die hemel. Ek wil vir jou sê, Jesus sê vir jou, spreek vry, hoekom? Nie net om hemel toe te gaan nie. Vir jouself. Om jouself vry te maak. Daai ding, wat dit ook al is in jou lewe, wat jy weet, tussen jou en God staan, in jou besigheid, in jou werk, in jou huishouding, in jou huwelik, waar ook al. Bring dit in die lig, en laat die duiwel sy hou vas oor jou verloor. Gee dit in die hand van die Here. Spreek vry. Let it go. En kom vry. Let God free you. En terwyl ek hierdie liedjie sing, wil ek jou nooi. Ek gaan hierdie lied sing. Terwyl ek hierdie lied sing, kom in gebed. Hoor wat hy vir jou sê, deur die Heilige Gees. Spreek vry. Bely jou sonde. Bring dit na die Here toe. Gaan maak reg. Doen restituisie. Kom vry. Hoekom? Want God wil jou by hom hê. Want jy is kosbaar vir hom. Hoor jy? Jy is kosbaar vir hom. Here, ons dankie vanmôre dat ons kan deel aan u liggaam en u bloed. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat u tot elke hart sal spreek. Dat u woord sal rema wees in elkeen se lewe vanmôre. All our lives you have been faithful. All our lives you have been so good, Lord. With every breath that I am able, Lord, I want to sing of the goodness of God. Heilige Gees, sal u die naprediker wees van hierdie woord. Dankie Here dat u vry maak. Dankie Here dat u genees. Dankie Here dat u voorsien. Dankie Here dat u deure oopmaak. Dankie Here dat u guns op ons neerheen. Dankie Here dat u sake vir ons veg. Dankie Here dat u vir ons die banier vooruitvat en dat die fight in u hande is. Dankie Here dat u die Rooi See kloof. Dankie Here dat u ons op droë grond laat loop. Dankie Here dat u ons bring op 'n heilige berg. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kon wees vanmôre, Here. Dit was 'n voorreg vanmôre, Here, vir ons om net in u teenwoordigheid te kon wees. Ontvang vanmôre ons lof en aanbidding. En Here, mag ons lofoffers ook 'n ware geur voor u aangesig wees. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met